Goeiemôre gemeenskap van gelowiges. Dit is vanoggend donderdag die 10de April 2025. Hierdie week gesels ons oor die tema en ook eintlik die teksdeeltyd wat sê deur sy wonde daar vir ons genesing gekom. En dit is so met die oppad na ons Paasangdiens toe wat eerskomende Sondag is. Vanoggend is dit ook goed om daaraan te dink dat hierdie woorde deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom, impliseer in elk geval dat ons ook verwond sou wees. Nou as ons na Jesaja 30 gaan kyk, baie interessante gedeelte in die Ou Testament, dan wil ek nou die hele hoofstuk lees nie, dis 'n hoofstuk wat eintlik maar begin om te sê dat die volk redelik baie afvallig geraak het. En in vers 9 staan daar, want dit is 'n rebelse volk, kinders wat lieg, kinders wat nie wil luister na die wet van die Here nie. Dis asof hierdie gedeelte self vir ons wil sê wat dit beteken. 'n Rebel is iemand wat lieg, met ander woorde iemand wat vals is. En wanneer ons teen God rebelleer, dan tree ons nie op soos sy kinders nie. En net soos in die vorige gedeeltes van Jesaja waar die mense aangespreek word, is ons ook almal op een of ander stadium hieraan skuldig. Partykeer weet ons dat ons iets nie moet sê nie, maar ons sê dit in elk geval. Of ons weet dat ons liewer nie moet doen wat ons wil doen nie, maar ons doen dit tog. En dit maak ons getuienis vir Jesus seer. En dit is nou maar eenmaal so, dat mense eerder kyk na wat jy doen, as wat hulle altyd luister na wat jy sê. So, in hierdie selfde gedeelte, Jesaja 30, is daar asof in hierdie gedeelte daar ook 'n oplossing vir hierdie rebellie en vir die situasie gegee word. In vers 15 staan daar, in bekering en rustigheid lê julle redding, in kalmte en vertroue lê julle krag. Die woord bekeer beteken om 'n verandering van die hart te ondergaan, of dan om tot inkeer te kom, wel om duidelik te stop waarmee jy besig is. En wanneer jy besef jy is besig om teen God te rebelleer, moet jy tot inkeer kom. Jy moet 'n hartsverandering ondergaan. In plaas daarvan om jou eie kop te volg en die verkeerde dinge te doen, moet jy terugkeer na God. En jy moet rus in wie hy is en in die waarhede van sy woord. En jy moet leer om hom te vertrou. Nog steeds in Jesaja 30 wil hy vir ons herinner dat sy genade groot is. In vers 18 en 19 lees ons, tog is die Here gretig om julle genadig te wees en wil hy hom oor julle ontferm. Die Here is 'n God wat reg laat geskied en dit gaan goed met elkeen wat op hom vertrou. God wil hê dat dit met ons goed gaan. God wil met ons 'n goeie en 'n regte pad stap. En dit is steeds God se hart teenoor elkeen van ons. Hy hou dit nie teen ons as ons ergens op 'n afdraaipad beland het en ons eie ding gedoen het nie. Nee, hy wil steeds teenoor ons genadig wees en hom oor ons ontferm. Hy wag dat ons tot inkeer kom, na hom roep en hom vertrou om ons te antwoord en ons te help. En dan, vers 26. Die dag, wanneer die Here die wonde van sy volk verbind en die seerplekke genees waar hy hulle geslaan het, sal die maan so helder skyn as die son en die son 7 maal so helder as die lig van 7 dae saam. Dit is asof hierdie uitnodiging sê, maar hier is die toppunt, hier is die vreugde wat vir jou wag. Wanneer jy jou tot die Here wend, wanneer jy jouself gee om as ware in 'n nuwe verhouding met hom te wees. En dis mos 'n daaglikse ding, dis nie iets wat net eenmal in jou lewe gebeur nie. Dan moet jy weet, God staan gereed om jou seer kry te omarm, jou wonde te verbind, jou te laat opstaan. En dan nie die mooi woorde. Die maan sal so helder skyn as die son, en die son 7 maal so helder as die lig van 7 dae saam. Die vreugde van die hemel, wanneer iemand sê, Here my God, ek sukkel by myself, U moet oorvat. En dan is dit verstommend, hoe maklik jou seer kry in die prosesse weer heel gemaak word.
dis jou beurt vandag. Dankie Here, dat U daar is en in genade vir ons wag. Mag U gee dat ons ook vandag onsself so vir U gee. Amen.